Goeiemôre vriende, ons begin vanmôre met 'n video reeks van kort opnames waar ons sekere aspekte aanspreek wat vreemd is vir gelowiges en soveel meer volksvreemd is wanneer dit kom by die interpretasie van dit wat die Bybel sê. En dit is maar as gevolg van 'n geskiedenis van afgesonderdheid van die bronteks en van die Ou Testament spesifiek. Maar tog vind ons dat hierdie selfde goed waarvan ons lees in die Ou Testament ook kruisverwys word na die handelinge en die doen en late van die apostels of die disippels en Messias self. Goed is soos, ons gaan vandag Levitikus 19 kyk, waar die Vader sê, wees heilig want ek is heilig. 'n ander ene wat ek net so vinnig kan aan dink is, daar waar 2 of meer in my naam vergader word daar gesê dat hy teenwoordig is. Wat is die werklikheid daarvan? Wat is sy naam? Die Vader se naam en Messias se naam, hoe koppel hulle aan mekaar? Ek gaan 'n paar video's maak oor die heilige dae, Levitikus 23, en hoe Messias elkeen van hulle vervul het. Ten einde vir ons te wys, die genade van die Vader wat vir ons wys, hierdie is julle redemption history, hierdie is die tydlyn wat julle verlossing gaan uitloop reg oor die aarde. En nog verskeie ander. Nie met die doel om skeiding te bring of animosity te bring nie, maar net om bietjie meer helderheid te bring, wat ook al jou geloofsoorweging is. Miskien gee dit vir jou diepte in iets waaroor jy wonder, of miskien gee dit net vir jou 'n ander hoek waaruit jy jou geloofslewe kan lei. Maar hier spesifiek relevant tot Levitikus 19 en verskeie ander plekke in die Bybel waar die Vader vir jou sê, wees heilig want ek is heilig. Ek hou nogal daarvan om vir my Christenbroers en susters te vra wanneer ons dit bespreek is. My vraag aan jou is jy heilig? En interessant genoeg, is daar altyd 'n huiwering om dit te antwoord. Jy sien, van die mense word nie geleer wat beteken heiligheid nie. Wat is die eintlike betekenis wat God hier vir jou sê nie? Die woord wat vertaal word na heilig is kadosh. En kadosh beteken om afgesonder te wees. To be separated. Nou hierdie is nie 'n nuwe idee wanneer die Vader praat hier oor Levitikus 19, wanneer hy sê wees heilig want ek is heilig, en ek gaan nou by dit kom. Maar wanneer jy teruggaan, hierdie is 'n ding wat ons sal sien by Abraham. Jy sien, Abraham het 'n titel gekry by die Vader. Jy's 'n Hebreër. Vir enigiemand wat 'n bietjie studie al gedoen het oor die vakgebied van Hebreëus, sal vir jou kan sê dat die woord Hebreëus is nie 'n Hebreëse woord nie. Dit klink vreemd, maar dit is gewis so. Google search bietjie, Hebrew in Hebrew. As jy sien die Google search bring vir jou uit dat Hebrew is Ivriet. En Ivriet se werklike betekenis het sekere aspekte aan dit, en dit beteken die een wat oorgegaan het. En by Abraham was dit absoluut in die fisiese en die geestelike die geval gewees. Hy het oorgegaan, hy het oor die Jordaanrivier getrek na die grondgebied toe wat die Vader hom gegee het. Maar so het hy ook geestelik oorgegaan vanaf 'n kultuur wat afgodsaanbidding gedoen het tot op die diepste vlakke daarvan, waarvan die families afgode gemaak het as 'n beroep. En Abraham het homself afgesny en oorgetrek, nie net fisies om in 'n beloofde land in te gaan nie, maar om 'n ander God te dien. En daai Ivriet beteken die wat staan aan die ander kant. So dit is die implikasie daarvan. So daar sien ons al waar die Vader hierdie konsep het van verwyderdheid tussen dit wat normaal is vir die wêreld en dit wat normaal is vir hom, supernormaal vir hom wat God is. So dit is die konteks van alles. Wanneer ons dan kyk waar die Vader sê in Openbaring, waar hy sê, kom uit hulle uit. Verwyder jou van hulle, of dan moet daai verwyderdheid wees. Jy moet die besluit neem, en dit is weer in lyn met Deuteronomium 6 vers 4, waar hy sê, Shema Israel. Hoor, dink, doen. Dis 'n werkwoord, jy moet hierdie ding hoor, jy moet dit toepassing, jy moet dit doen, en hierdie ding van wees heilig, want ek is heilig, is van toepassing reg oor die hele spektrum van ons lewens. So kom ons lees net hierdie eerste gedeelte,
En dan kyk ons wat is die betekenis. En onthou weer 'n keer, ek gaan later 'n opname maak oor die naam van God en die naam van Messias. Jy kan sê Yahweh, jy kan sê Yahuwah, ek gaan jou nie oordeel oor dit nie. Die manuskripte wat gevind is met die klinkers is Shvachulam Kumats, wat EOA is, wat Jehovah spel, maar in die Hebreeus spreek dit uit is Jehovah, so ek gaan dit so uitspreek, maar as jy voel Yahweh is nog reg vir jou, of Yahuwah is reg vir jou, for away, ons weet van wat God jy praat. Jehovah het vir Moses gesê, sê vir die hele gemeenskap van Israel, julle moet heilig wees, want ek, Jehovah, julle God is heilig. Elkeen van julle moet respek hê vir jou pa en ma. Julle moet ook my Sabbat dae van rus nakom, want ek, Jehovah, julle God, moenie op afgode vertrou of julle self gode van metaal maak. Ek, Jehovah, is julle God. Ons gaan net hier stop. Levitikus 19 gaan aan met soveel meer. Wat die Vader sê wanneer hy sê hy is heilig, beteken dit hy is afgesonder. Nie net moet jy deur elke ding wat jy doen, het sy dit is hoe jy met mense gaan deel, het sy vriend of vyand, het sy dit is wat jy gaan eet en nie gaan eet nie, het sy dit is wat jy dink, wat jy gaan toelaat om in jou kop aan te gaan, al dan nie, die manier wat jy jou kan, elke liewe ding, wat jy doen, moet jy 'n besluit maak van wees heilig, want ek is heilig, want jy sien die realiteit van dit is, die wêreld het 'n sekere standaard waar volgens dinge gebeur in die wêreld. Ons sien dit veral uitspeel van COVID se tyd af, die wokeness, hoe die wêreld dit laat uitspeel, en as jy moet 'n keuse maak of jy soos die wêreld is al dan nie. En hier is die beste voorbeeld daarvan, waar jy fisiese besluit moet wees om heilig te wees, om afgesonder te word vanaf dit wat die wêreld doen. Hierdie is die absolute kruks van die verhouding met God. Jy moet afgesonder word vanaf die wêreld, sodat jy in dieselfde teenwoordigheid van God kan staan, want God sê, want ek is heilig. Nou in die konteks van God wat heilig is, kan dit een van twee dinge beteken, of die divinely holy, die goddelike heiligheid wat net Messias en die Vader kan hê, en dis nie wat hy bedoel nie. Hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Dit beteken, God het homself afgesonder vir jou met 'n verhouding met jou. Dit is die implikasie van die teks. Wat dan beteken, die oomblik as jy sê, jy word heilig, jy word hakadoshim, jy word afgesonder om in 'n verhouding met God te wees, hy het homself reeds afgesonder vir jou, word julle 'n familie-eenheid. En jy win 'n titel. 'n Titel wat later in die Bybel gebruik word as die algemene, reg oor die wêreld titel van Israel. Romeine sien ons Paulus dit gebruik. Maar daar is 'n mooi Hebreëse titel, Ami. En ons sien spesifiek dat in Hosea 1 kry jy hierdie verwysing na Ami. Ami, ek gebruik altyd die voorbeeld as jy as 'n pa of 'n ma, jou hele familie wat jy inniglik lief het met jou hele hart, jou siel en alles het, en hulle kan nie by jou staan en jou kan jou arm so om hulle slaan en hulle vashou en sê, julle is myne, julle is Ami. Is dit die konteks van die woord Ami, wanneer die Vader dit aanwend om te sê, jy is myne. Skryf dit Openbaring 14:12, waar hy sê, en dit is hier waar my mense moet volhard, daai my mense is Ami, en dan gee die titel van wie is sy mense. Nou hierso, en die res van, wanneer die Vader praat van wees heilig, want ek is heilig, is dit die toepassing van Deuteronomium 6 vers 4, waar jy moet hoor wat hy vir jou sê, jy moet jouself verwyder van dit wat die wêreld doen en wat die norm is van die wêreld, en jy moet dit doen soos wat dit God se wil behaag, sodat jy in 'n verhouding met hom kan wees. Dit is vir my een van die mooiste liefdesverklarings wat daar is, en dit laat my in 'n ander hoe kyk na dit wat die Vader van ons vereis, en ons kan maar gaan kyk, die res van Levitikus 19 gaan oor die wette van God, of ons dit so wil hê of al dan nie. Ek sluit af met die volgende gedagte, die Fariseer vra van Messias, wat is die grootste gebod? En hy sê die volgende, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en al jou mag. Hy quoteer Deuteronomium 6 vers 4, wat bekend staan as die Shema. Gaan lees dit. Dis wat hy doen. Hy verwys
na Deuteronomium 6:4. En dan sê hy, en soortgelyk hieraan, jy moet jou medemens lief hê soos jouself. En die woord lief hê daar verwys na die Hebreëse konsep van gesed. Gesed, weer 'n keer, is een van daai Hebreëse woorde wat daar amper nie 'n einde aan is, hoe wyd hy gaan met die liefde wat jy moet hê vir jou medemens nie. Maar waarna hy eintlik verwys, Levitikus 19. Gaan lees Levitikus 19 en gaan sien wat sê die Vader. En dan sê Messias 'n ding wat baie mense nie lees nie. Dit is hieraan waaraan die res van die wet hang. By implikasie, wanneer jy kyk na die 10 gebooie, die Eser Dabar in die Hebreëus en die Dekalog in die Grieks, dan sal jy sien, dit bestaan uit 2 dele. Die eerste 4 handel met jou liefde met God, die ander 6 met die liefde van jou medemens. Dis die 2 bene. En dis wat Messias van praat. Levitikus 19, gaan lees dit. Ongelooflik kragtig, as jy so daarna kyk. Ek hoop julle vind waarde by dit en mag julle heilig wees, soos wat God dit wil hê. Geseënde dag.